Goeiemôre julle almal, ek is so bietjie vroeër as gewoonlik. Party van julle sal daarvan hou. Dis nie dat ek laat opstaan nie, dis net dat ek nie altyd vroeg in die oggend 'n kans kry nie. Nou ja, vandag is Woensdag, die 25ste Junie. Kan julle dit glo? Die winterse seisoen het gedraai en nou is ons al die pad afdraande na somer toe. Eers lente, die bloeisels gaan uitkom, een van die dae. Laat weet my as daar bloeisels by jou plek uitgekom het. Dis die teken. Alles in die wêreld, alles in die natuur het tekens. So is God getrou aan al sy beloftes wat hy vir ons wil doen. Nou ja, vanmôre wil ek gou 'n bietjie met jou gesels, want ek het hier 'n boodskapie wat ek opgemaak het. Verskoon my, ek gaan net gou nuus. Maar dit was toe nie 'n nuus nie. Nou ja, vanmôre het ek 'n boodskapie, toe ek die Bybel oopmaak, toe kom hy baie duidelik. Nou ja, almal van ons hoor hierdie ding in die wêreld. As ons dink aan Trump en ons dink aan Iran, dan dink ons van oorloë en gerugte van oorloë en al die dinge wat gebeur. En dan sê die woord, dit sal so wees in die laaste dae. Nasie teen nasie, volk teen volk, mense gaan erger raak. Dit sal ook wees soos in die tyd van Noag, het hy gesê. Nou, ek wil nie daaroor praat nie. Ek wil spesifiek met julle praat oor Matteus 25. En hierdie is 'n belangrike profetiese gelykenis wat Jesus vertel het. Hy spreek dit en dan spreek hy in die eeue in. En al wat hy hierdeur sê is, wees voorberei, wees reg. Daar's 'n liedjie wat sê, ek wil gereed wees as Jesus gaan kom. Nou ja, ons het al gehoor van kleins af wat hy gaan kom, maar dis nou nog nader. Nou kom ons hoor 'n bietjie wat sê die woord in Matteus 25. Dan sal die koninkryk van die hemele wees, die koninkryk van die hemele sal wees, soos 10 maagde wat hulle lampe geneem het en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. Hier gaan hulle uit om die bruidegom te ontmoet. En 5 van hulle was verstandig. En 5 was verstandig, sê Jesus, en 5 van hulle was dwaas. En toe die wat dwaas was, hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie. Hoe kan jy nou 'n lamp hê sonder olie? Ek wil hê jou liggie gaan nie skyn as jy nie olie het nie. Dis eintlik wat ek hier lees. So jy met jou ou liggie in jou lampie, moet jy volhou met olie, anders kan jou liggie nie skyn nie. Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem, en terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en in die slaap geraak. Hier sê, en middernag was daar 'n geroep, en daar is gesê, hier kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet. En terwyl hulle staan en al haar die maagde op, maak hulle lampe gereed, en die wat dwaas was, sê die verstandiges, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Maar die verstandiges antwoord hulle, miskien sal daar nie genoeg wees vir ons of vir julle te gee nie, maar gaan liewer na die verkopers en kry vir julle self. En terwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom, en die wat gereed was, hulle het saam met hom ingegaan na die bruilof, en die deur is gesluit. Dis baie erge woorde hierdie. Later kom die ander maagde ook en sê, meneer, maak vir ons oop. Maar hy antwoord en sê, voorwaar, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet, waarop die seun van die mens gaan kom nie. Ek het baie lanklaas so boodskap gebring. Maar dalk preek ek vir myself ook, dat 'n mens 24 uur 'n dag, elke dag gereed moet wees. Nou, hoe doen jy dit? Jy doen dit deur jou keuses. Elke môre as jy wakker word. Wat is jou gesindheid as jy opstaan? Dink jy aan die dag se probleme wat kom? Dink jy aan gister se moeilikheid? Nee, jy kan niks doen aan gister nie. Jy kan net verbeter daarop. Maar jy het 'n keuse om elke dag op te staan en net te sê, dankie. Dankie vir vandag. Dankie dat ek lewe. Dankie dat ek asemhaal. Dankie vir my kinders. Dankie vir my werk. Dankie vir die dak oor my kop. Vir 'n bed. Vir so baie goed. Baie dankie. Dankie vir hulle wat my lief het. Dankie vir hulle wat vir my sorg. Dankie vir die Here wat my bron is. Dankie vir al die goeie goed wat op pad is.
Die oomblik as jy met 'n hart van dankbaarheid af opstaan, dan word jy sommer gevul in jou hart met vreugde, en dan word jou lampie vol. Jy sien, elke dag is 'n nuwe dag, 'n nuwe geleentheid, waar ons leë ou mens kan volmaak. Maak hom vol met blydskap, met liefde, met guns, met goedheid. Maak hom vol. Maak hom vol met die Here. Vanmôre wil ons volmaak by die vulstasie van die woord. Dis 'n mooi woord, né? Die vulstasie. Here, gooi vir ons in die olie, sodat ons kan loop, sodat ons kan beweeg, sodat ons kan doen wat U wil hê ons moet doen, sodat ons die lig kan wees daar buite vir donker wêreld. Ja, daai liedjie sê, ek wil gereed wees as Jesus kom. En ek dink ons almal wil. Daarom moet ons elke dag net van vooraf sê, Here, vergewe ons die goed wat ons gister gedoen het. Dankie dat U dit op die kruis vergewe het. Maar baie dankie dat ons weet, ons kan weer vandag by die vulstasie kan staan en sê, Here, maak ons vol. Ons wil gereed wees. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die woord. Dankie vir die liefde. Dankie vir U genade. Dankie dat ons vanmôre net kan staan en sê, maak ons vol, Here, met die olie, met die woord, met U liefde. Here, dat ons iemand sal raakleef vandag, en dat ons ook iemand kan volmaak daarvan. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Mag jy 'n wonderlike geseënde Woensdag beleef en weet dat Jesus jou onbeskryflik liefhet. En weet dat jou beste nog steeds op pad is. Totsiens.